Ek is nogal lief vir die winter. En dis 'n lekker wintersoggend. Ek weet baie mense hou nie van die winter nie, maar ons wat in die winter gebore is, jong, as daai koue so aan jou vat, dan weet jy maar ek lewe. Vanmôre wil ek sommer vir julle sê ek lewe. Want God is in my. Baie interessante volgende uitsonderlike gawe van die Gees waaroor ek vanmôre met julle wil praat. En ons is bang vir hierdie gawe. Kyk, die meeste mense wat jy met hulle oor hierdie gawe praat, dan begin hulle soos 'n perd rondtrippel of soos 'n kat op 'n warm soutplaat of asof hulle op eiers staan. En dis die gawe van tale, die glossolalie, die hemelse taal. En dis vir almal gegee, vir elke mens gegee, maar ons is al so bang gepraat daaroor. Kom ons praat bietjie vanmôre, hoekom het die Here vir ons tale gegee? Hoe kan dit 'n mens help om te lewe? Hoe kan dit gelowiges help om in hierdie wêreld sinvol vorentoe te beweeg? Het dit enige nut? Of ag wat, dis nie eintlik nodig om dit te hê nie. Ek groet julle vanmôre. Ek is so bly julle sit en luister saam met my na die woord van die Here. Gaan lees bietjie 1 Korintiërs 14. Want daarin verduidelik Paulus baie mooi wat hierdie hemelse taal is en nie is nie. En ek wil vir julle dit lees. Hy sê julle moet die liefde nastreef, lê julle toe op die gawes van die Gees. Hy sê ons moenie dit ignoreer nie. Ons moet ons toelê daarop en dit beteken ontdek dit. Nie iets wat jou gaan byt en wat jou gaan snaaks maak nie, dis iets wat jou gaan leer hoe om te lewe. En dan skryf hy hier, maar veral daarop om God se boodskap te verkondig, om te profeteer. Hy sê, om te profeteer is vir hom die belangrikste, maar daar's ook ander gawes. En hy sê, iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, die hemelse taal, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, maar deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. Luister mooi. Hy praat direk met God. En hy sê onbegryplike dinge. Dis 2 goed wat ons vanmôre hier moet vasgryp, wat vir my so belangrik is. Iemand wat profeteer, rig hom tot mense. Die een wat ongewone tale of klanke gebruik, die hemelse taal, bou homself op. En dis die ander sleutel, onbegryplike goeders, jy praat direk met God, en jy bou jouself op. Dis waarvoor die Here tale gegee het. En ek wil vanmôre met julle praat oor die taal wat jy sing en praat wanneer jy op jou eie is. Nie wanneer jy tussen gelowiges is nie. Wat jou opbou, wat onbegryplik goed is wat jy nie verstaan nie en wat jy nie kan verwoord nie, kom praat jou gees met God en dat jy direk met God kan kommunikeer. Baie mense sê maar is onmoontlik, jy kan net die woord. Nee, boeties en sissies. God kan direk met jou praat en jy met hom. Jou gees. Nie jou verstand nie, dit sluit jou verstand uit. Dit is interessant dat Paulus hier sê, want as ek ongewone taal of klanke gebruik wanneer ek bid, hier in vers 14, dan bid my gees, maar my verstand is nie daarbey betrokke nie. Dis wanneer jou gees wat wedergebore is, kan kommunikeer met God oor onbegryplike goedes wat jy nie verstaan nie. Nou sal mense sê, maar hoe gebruik 'n ou dit in vandag se lewe? Boeties en sissies, partykeer weet ons nie wat om vir God te vra nie. Partykeer is ons kop de mekaar, partykeer is ons verstand de mekaar. Partykeer is ons so vasgevang in 'n situasie dat ons amper nie die lig kan sien nie. En dan sê ons, Here, wat moet ek vir U sê, Here? My praat is op, Here, my woorde is op, Here. Ek dink nie reguit nie, Here. Baie keer gebeur dit met mense.
Dat hulle nie weet wat om te vra nie, hulle weet nie wat om te sê nie, hulle weet nie waarheen om te gaan nie. Dis onbegryplik vir hulle. Maar hulle het nodig om met God daaroor te praat. Ek het so nodig om met God hieroor te praat, maar ek weet nie waar om te begin nie. Ek wil nie met iemand anders praat nie. Ek wil nie met die dominee gaan praat nie, want dis die groot probleem. Nou moet ek een of ander heilige persoon gaan soek. Terwyl God sê, maar ek bly in jou, jy kan sommer direk met my praat. Dit sal nooit teen die woord van God wees nie, maar jy kan. Paulus skryf daar aan Handelinge en hier in Korintiërs daaroor. En nou sê ons, ag, wat is nie nodig nie. Hoeveel situasies in my lewe was ek al op 'n plek waar ek hierdie intense behoefte gehad het om met God kontak te maak op 'n bonatuurlike manier. Mense sê baie keer vir my, maar hulle voel of hulle teen 'n plafon vasbyt. Die plafon is dikwels jou eie kop in die omstandighede en die deurmekaarheid in hierdie wêreld. En daarom gee hy tale, 'n hemelse taal, wat jy hierdie onbegryplike goed met God kan bespreek, en dat jy direk met hom kan praat, en dat jy vir hom kan sê, Here, ek het nodig om vasgehou en opgebou te word, ek is alleen, Here, ek is eensaam, Here, ek het 'n bonatuurlike beweging van die Gees nodig, Here. Here, ek wil graag uit my gees uit met jou praat. Ek wil my verstand weg hê, Here, want my verstand vat my in 'n gat af waarvan ek die bodem nie sien nie. Dis die tale. Gaan lees bietjie 1 Korintiërs 14. Gaan doen bietjie navorsing. Gaan vind bietjie uit. Here, hoekom het ek so apatie teenoor tale? Omdat die kerk dit misbruik het. Ja, ek stem met julle saam. Kerk het dit misbruik deur die jare. Is eintlik so mooi, wonderlike, diep vermoë wat die Here kom gee en sê, maar jy kan direk met my praat, jou gees kan met my kommunikeer, jy weet nie wat jy sê nie. Dink Paulus skryf dit waar hy sê, ons gees verander ons gebed na dit wat God graag wil hoor en sê. Jy het daai vermoë. En ek weet julle smag daarna, elke mens, kindertjies, ou mense sê, as ek maar net reguit vir hom kan sê, wat op hierdie oomblik, dan gaan jy in jou binnekamer in en jy sing, of jy bid in tale. Paulus skryf dit hier so sê, sodat ek met die gees moet bid, maar ook met die verstand, ja, ek moet met die gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. So hy sê, jy moet baie keer jou verstand gebruik, hy sluit dit nie uit nie, maar ek moet sing en ek moet bid met my gees. Ek smag daarna dat elkeen van julle vanmôre sal hoor wat die Here sê, want ons mis hierdie ding. En baie keer dan voel ons so eensaam en alleen en niemand verstaan my nie, niemand weet, God ken my nie, hy verstaan my nie, hy bestaan nie. Gaan soek daarna. Genade vir jou. Amen.